Openbaring hoofstuk 19. Om net weer die prentjie te verstaan, Openbaring hoofstuk 16, vers 16 sê dat die weermagte van die wêreld is dan op hierdie punt versamel by die plek wat hulle in Hebreëus noem Armageddon. Hoofstuk 17 en 18 is 'n interval om uiteindelik te beskryf wat in Openbaring 16 gebeur, waar die val van Babylon aangekondig word. Ons het vir mekaar gesê, dit is soos wanneer jy 'n foto kyk en jy maak hom so op jou selfoon bietjie groter. Dis Openbaring 17 en 18. Dis net dieper, so verder inkyk na die val van Babylon. So die kronologie, jy sal nou sien, is in Openbaring hoofstuk 19 wat na hierdie dinge, nadat hierdie weermagte nou versamel is, gaan iets gebeur in Openbaring hoofstuk 19 vanaf vers 11 dan ook weer spesifiek, maar ons lees van iets wat in die hemel gaan plaasvind. Vers 1 sê, en na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel, wat die aarde met haar hoerery verderf het, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid. En die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, Halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders, wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. So ons lees net tot hier uit die wonderlike woord van die Here. Jy sal nou opmerk dat hier nou reeds dan verwys na die stad Babylon, die groot hoer ook, die religieuse sisteem van Babylon, wat reeds geoordeel is. En dan hierdie woorde waarmee vers 2 afsluit, en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. Onthou u wat was die gebed in Openbaring 6? Die gebed van die martelare onder die altaar. Die 5de seël wat gebreek is, en hierdie martelare wat bid, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, wreek en oordeel u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Nou hier in Openbaring hoofstuk 19 word dit bevestig. God het hulle gebed beantwoord. Want in Openbaring 6 is daar aan hulle gesê om 'n tydjie te wag. Hulle moet geduldig wees totdat al die ander ook ingesamel is. So ons vind hier in hoofstuk 19 'n konklusie, 'n oordeel wat plaasgevind het en die rook van haar pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Babylon is geoordeel. Ons het dit vir mekaar gesê, Babylon sal val. Dit is in vers 7, ons teksvers van oordenking, wanneer ons daar lees, want die bruilof van die lam het gekom, die grootste dag in die hemel. Dit is nou onder ons algemeen dat daar na 2 mense se groot dag verwys word as hulle huweliksdag. Die groot dag
van hulle huwelik, veral natuurlik onder die vroue. Vir ons mans, as dit van my afgehang het, het ons sommer 'n bring en braai gehou. Maar vir die vrouens is dit 'n groot geleentheid. As ons as mans sommer sê dat 'n bring en braai reg sal wees, dan is daar 'n ma en 'n skoonma wat hierdie woorde sê, onthou, dit is haar groot dag. 'n Groot dag waarna die bruid haar hele lewe lank uitsien. As kinders het die bruid al pop gespeel en het al haar poppe in die huwelik hulle self laat bevestig met een of ander pop of teddybeer. Miskien in 'n huiswerkboek is daar 'n trourok, 'n skets opgetrek van hoe die trourok moet lyk en die blomme is gereed gekry. Al die kleurskakeringe wat daar vir die huwelik kan wees is beredeneer en uitgedink, die dag en die datum. En dan vind ek dit natuurlik altyd baie keer ironies dat alles is beplan, die dag en die datum en die venue is vasgemaak en dan laaste word die dominee gevra, die een wat uiteindelik veronderstel is om dit alles te bevestig, sonder dit nie kan gebeur nie. Maar so is daar 'n bruid wat uitsien na 'n bruilofsgeleentheid. In die teks wat ons gelees het, is die fokus nie so seer op die bruid nie, maar lê die klem op die bruidegom, die bruilof van die lam. En as ons die boek Openbaring bestudeer, dan sien ons in Openbaring hoofstuk 5, dat die leeu uit die stam van Juda het opgestaan, nadat Johannes geweldig getreur het oor die feit dat daar niemand is wat waardig is om die boek op te neem en sy seels oop te maak nie, maar dan uiteindelik in die middel van die troon het hy een gesien wat opstaan, en toe hy hom sien, toe is hy soos 'n lam asof geslag. Ons maak kennis met die lam van God. En die interessante verhaal van die lam van God begin alreeds in Genesis 22. In Genesis 22, toe God aan Abraham die opdrag gegee het om Isak te offer. Uiteindelik sê Isak in vers 7 van Genesis 22, hier is die hout en hier is die vuur, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En kan u die woorde van Abraham onthou? Dat God self vir hom 'n lam vir 'n brandoffer sal voorsien. En so sien ons die spore van die lam reg deur die Ou Testament. Ons lees byvoorbeeld in Exodus 12 van die jaar oud lammetjie wat geneem moet word en op die 14de Nisan geslag word. En die bloed moet aan die deurkusyne, die deurposte gesmee word, sodat die dood verby kan gaan. 'n Beeld van die bloed aan ons hart, sodat die dood verby kan gaan. Ons lees in Exodus 13, Exodus 34, dat die eersgebore seuns losgekoop moet word met die bloed van 'n lam. Ons lees in Levitikus 23, op die eerste dag na die Sabbat van die eerstelingsgerfoes moet 'n jaar oud lam geoffer word. Die lam wat aan ons bekend gemaak word, wie se bloed moet vloei. En dan die baie bekende Jesaja 53 vers 7, hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. En soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie, en 400 jaar van stilte het aangebreek. Die profetiese woord is afgesluit, toe Maleagi sy laaste profesie uitgespreek het, en dan uit hierdie stilte kom daar 'n stem wat roep in die woestyn. Die dag toe die Here Jesus by die Jordaan verbygegaan het, roep Johannes uit, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem in 1 Johannes, verskoon tog in Johannes 1 vers 29, in vers 36, daar is die lam, 2 keer wat hy dit herhaal in vers 29 en in vers 36. Die lam wat geprofeteer is oor in die Ou Testament. Die lam het sy verskyning gemaak. Uiteindelik is die lam oor die Paasfees gekruisig.
En Petrus skrywe van hierdie lam in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, die baie bekende woorde, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. U sien, die bloed van die lam het gevloei op Golgotha's heuwel, en dit het iets tot stand gebring. As ons teruggaan na Jesaja 53, nadat ons dan in vers 7 gelees het, dat hy mishandel is, dat hy verbrysel is, dat hy in vers 5, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, dat hy dit gedra het. Lees ons in vers 10 van Jesaja 53, maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Vir die jongeres, die woord kroos beteken kinders, 'n nageslag. Kinders sal gebore word. 'n nakroos, 'n vrug wat opgelewer word as hy sy siel as 'n skuldoffer aangebied het. As hy daar aan die kruis sy lewe vir ons gegee het, sal kinders gebore word deur wedergeboorte. 'n Geestelike geboorte wat sal plaasvind. Hebreërs 2 vers 10, want dit het hom betaam, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Dis die bloedoffer wat kinders tot saligheid bring, wat mense invorder vir die koninkryk van die hemel. Let op die woorde, die koninkryk van die hemel. 'n Koning en sy ryk. Daarom, omdat hy sy lewe aan die vloekhout gegee het, sê Filippense 2 vers 9, is hy ook uitermate verhoog. Gekom as 'n diensknegt, sal weerkom as die koning van die konings. Uitermate verhoog, en aan hom is 'n naam gegee wat bo elke naam is. Dieselfde profesie in Jesaja 53 sê in vers 11, weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Hy sal die nakroos sien. Hy sal dit alles sien gebeur, alles sal in vervulling gaan. Die kinders sal ingesamel word. Die nakroos sal daar wees, 'n geleentheid, 'n dag. Hy sal versadig word. Dit verwys na die eindpunt van dit alles, na die konklusie wat ons dan hier in Openbaring hoofstuk 19 bereik, die grootste dag in die hemel, die punt waartoe alles gedryf het. Die lam wat sy lewe gegee het, word nou met sy nakroos verenig en verbind in die huwelik, die bruilof van die lam. Dit is 'n geleentheid wat lank reeds beplan is. In Matteus 22 vers 25 lees ons dat die koninkryk van die hemele vergelyk word met 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. Ons lees van 10 maagde. Ons lees van 'n bruilof wat gereël is en mense wat genooi moet word. Maar ons kan selfs verder teruggaan as Matteus 22 en 25 en ons kyk na die Ou Testament. 'n Geleentheid wat lank reeds beplan is en ons lees in Hosea 2 vers 18 en 19 en ek sal my met jou verloof tot in ewigheid en my met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming en ek sal my met jou verloof in trou, dan sal jy die Here ken. 'n Profesie wat vorentoe gewys het
op 'n uiteindelike huwelik, 'n verbintenis wat daar sal wees. Maar het jy geweet, ons kan verder teruggaan as die Ou Testament. En ons kan gaan stil staan by die grondlegging van die wêreld. Nog voordat die berge gebore was, nog voordat daar voeltjies in die hemelruim rondgevlieg het en daar lewende wesens op die aarde gekrioel het, by die grondlegging van die wêreld, is hierdie huwelik reeds vasgestel. Want ons lees in Efesiërs 1 vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur die Here Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Dit het voor die grondlegging van die wêreld plaasgevind. Het God reeds in Christus Jesus die redding aan die mens gebied. In Christus Jesus. Jy sien, hy is die lam van God wat voor die grondlegging van die wêreld al homself gewillig verklaar het. Hy is die uitverkorene. By die grondlegging van die wêreld het hy alreeds vorentoe gekyk na die bruilof van die lam. 1 Petrus 1 vers 20 sê, wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Hoe is hy voor die grondlegging van die wêreld al geken? Hierdie is 1 Petrus 1 vers 20, wat sê hy is geopenbaar, maar voor die grondlegging van die wêreld geken. Wat sê die twee vorige verse, die een wat ek nou aangehaal het? Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is deur julle ydelle lewenswandel nie, maar deur die kosbare bloed van die lam. Voor die grondlegging van die wêreld, homself al gewillig verklaar, om vir ons los te koop, met sy kosbare bloed. Daarom hierdie dierprys, soos 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, die prys betaal vir sy bruid, die kosbare bloed van die lam. Jy sien, die Afrika kulture het die gebruik van labolla. Jy ken dit, hoeveel beeste gaan gegee word vir die bruid. En hoe mooier die bruid, hoe meer beeste. Jy sien, maar ons is nie losgekoop deur beeste nie, of deur die bloed van bokke en stiere nie. Want die bloed van bokke en stiere, sê Hebreërs 9, kan onmoontlik die sonde van mense wegneem. Ons word losgekoop deur die bloed van die lam, die duurste offer wat gegee kan word, die bruidegom self wat sy eie bloed vir die bruid gee. Die uitnodigings word uitgestuur oor die eeue heen. Openbaring 19 vers 9, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Dit is dan nou Matteus 22 wat praat van hierdie bruilof wat gereël is. 'n Koning wat vir sy seun 'n bruilof gereël het en uiteindelik gaan die uitnodiging uit. En wat sê die mense? Ag, verskoon my tog. Almal is te besig. Hierdie een is besig met besigheid, hierdie een is besig met liefde, hierdie een is besig met grond aankoop en dis meer, en hulle is vol verskonings. En dan gaan die uitnodiging uit, gaan soek mense, bring hulle daar, die wat kreupel is, die wat blind is, gaan in die steegies in en gaan soek mense. En dis die uitnodiging wat vandag oor die eeue heen uitgaan. Die volk Israel is genooi, dis 'n beeld van Israel wat gesê het, verskoon my tog. Maar nou gaan die uitnodiging uit. Ook die heidene word genooi, ook hulle wat ver was, word nou naby gebring. En hier is ons kan bloedgewastes wees, omdat die uitnodiging uitgegaan het. Matteus 22 vers 9, gaan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En so oor die eeue heen weer galm die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus dat hy opgestaan het uit die dood en dat daar nou vir jou en vir my en vir elke mens oral die geleentheid is om hulle tot God te bekeer, want God het dan die tye van die onkunde oorgesien en verkondig nou aan almal oral dat hulle moet bekeer. Sê Hebreërs, Handelinge 17 vers 30 en 31, dis die boodskap wat uitgaan oor die eeue heen en die uitnodiging is daar.
Paulus sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. U sien, die grootste dag op aarde in die hemel wag op 'n mens wat bereid is om homself te verneder terwyl die uitnodiging uitgaan. Elke een moet persoonlik antwoord. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. U sien, ons maak ons nou partykeer so, as daar nou 'n trougeleentheid is, en jy en vriende of julle en jou ouers is genooi, dan sê jy sommer vir jou ma, ag, bespreek sommer vir my ook. Sê sommer vir hulle ook, ek kom. En dit werk nie so met die bruilof van die lam nie. Met die bruilof van die lam moet elke een persoonlik antwoord op hierdie uitnodiging wat uitgaan. Hierdie antwoord moet persoonlik gerig word in geloof na hom wat jou nooi. Jy sien, want dit is nie net 'n uitnodiging nie, dit is ook 'n aanbod, soos die Engels sê, 'n proposal wat uitgaan, om deel te wees van hierdie geleentheid. Jy sien, en wanneer 'n bruidegom sy bruid se hand in die huwelik wil vra, dan doen hy nou baie moeite. Hy neem maar na 'n romantiese plek toe. Dink nou so 'n bietjie. Manne, daar was 'n tyd toe julle ook romanties was. Geneem het na 'n romantiese plek toe. Miskien is dit iewers in die bosveld met 'n vuurtjie, 'n harde koolvuurtjie wat kraak, of miskien is dit iewerste by die see met 'n ligte seebriesie wat waai, of 'n stormsterk suidoosterwind wat in jou hare fladder. Maar jy het moeite gedoen, miskien 'n kersie of 2 aangesteek, en jy wil hê alles moet so perfek wees, so mooi wees vir hierdie geleentheid. Met die bruilof van die lam was die uitnodiging anders. Jy sien, want 'n man gaan gewoonlik af op sy knie, en dan vra hy nou die vraag, maar Christus het nie afgegaan op sy knie nie. Christus het opgestyg en is opgehang aan 'n kruis. En dit is wat Romeine 3 vers 25 ons leer. Hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof. Daar hang hy met die groot vraag, wat hy aan elke mens rig vandag nog, aan die kruis van Golgotha, terwyl sy bloed gevloei het vir 'n verlore gaande mensdom, nooi hy almal om na hom toe te kom. In sy bloed is hy voorgestel as 'n versoening deur die geloof. Dit is hoe hy voorgestel word aan sy bruid, 'n bloedoffer wat gebring is. Dit is ware liefde. Wanneer die een bereid is om homself vir die ander een te gee. Groter liefde het niemand as dit nie, sê Johannes 15 vers 13, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Dit is wat die Here Jesus dan gesê het, ek noem julle nie meer diensknegte nie, ek noem julle vriende. Hy het sy lewe vir ons gegee. Dit is die liefde wat in sy hart brand vir sy bruid. As dit maar so maklik was om kersies aan te steek, as dit maar so maklik was om net 'n bietjie romanties te wees, hy het sy bloed gegee. Ware liefde. En hierdie persoonlike uitnodiging word na ons toe gerig, en dit kan alleen aangeneem word uit 'n nederige hart. My broeders en susters, dit is wat Petrus vir ons leer, dat God gee genade aan die nederige. As 'n mens bereid is om homself te verneder en by die bloed van die kruisoffer stil te staan, by die lam te kom kniel, dan bring hy vir ons die ewige lewe. Dit is hierdie uitnodiging wat hy na ons toe rig. Hy weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy genade. As jy in nederigheid jou voor God verootmoedig, jou knie buig, jy buig die knie. Jy buig die knie. Wanneer die proposal uitgaan. Voor die kruis, voor Jesus Christus, wat sy lewe vir ons gegee het. U sien, hy het voorbereidings getref,
dat dit alles gereed en reg kan wees. In Openbaring 19 vers 8 lees ons, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Jy sien, die grootste dag in die hemel. Die hoer is geoordeel en die rook van haar pyniging gaan op. Terwyl daar smarte op aarde is daar 'n ander vrou in die hemel wat haarself gereed gemaak het. En sy is bekleed met fyn en rein linne. Dis die regverdige dade van die heiliges, terwyl die ongeregtige werke van die goddelose gestraf is in God se oordeel. Terwyl hy hulle gewreek het op elke een wat die goddeloosheid doen, is daar nou in die hemel 'n ander prentjie. 'n Prentjie van blydskap en vreugde, want die bruid het haar gereed gemaak. Voorbereidings is getref. Kyk, jy moet maar net na 'n trourok kyk, dan sien jy die kraletjies en die blinkertjies en alles wat daarop ingewerk is. Voorbereidings is getref. 2 Korintiërs 11 vers 2, want ek is jaloers, sê Paulus, oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Titus 2 vers 12 en 13, en leer ons om die goddeloosheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon in getoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Jy sien, die gereedmaak is nie in die fisiese linne van 'n bruilofsgewaad nie, maar is in die regverdige dade. Dit is in die ingetoonheid, in die regverdigheid, in die vroomheid, in hierdie teenwoordige wêreld, sodat die regverdige dade van die heiliges in die hiernamaals tentoongestel kan word. 'n Gereedmaak om die bruidegom te ontmoet. Ek wonder, as ons nou hier op Facebook kyk en iemand gaan trou, dan wys daar nou 'n 10, en dan die volgende dag 'n 9, en die dag daarna 'n 8, en die vriendinne staan nou elke een en wys op 'n spesiale manier nou 'n 4, en dan 'n 3, en dan 'n 2. Jy weet, hulle gaan staan iewerste by 'n huis wat 'n nommer 1 is, en dan wys hulle almal na die nommer 1, of hulle neem iets af wat 'n nommer 1 is, en so demonstreer hulle nou dat hierdie dag besig is om nader te kom. Deur allerhande kreatiewe maniere. Ek wonder net of ons werklik hierdie soort verwagting het. Tel ons die dae af, alhoewel ons die uur nie weet nie. Maar lewe ons met hierdie soort verwagting, dat die bruilof enige oomblik kan aanbreek wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal en ons die hemele binnevat. Leef ons werklik met hierdie verwagting om gereed te wees as Jesus kom. Ja, ons gaan saam wanneer ons gered is, maar die vraag is ons werklik gereed? Is ons reg? Is ons bekleed wanneer Jesus sy bruid gaan kom haal? Jy sien, want dit is die bruidegom wat ook voorbereidings getref het. Hy het gesê in Johannes 14 vers 2 en vers 3, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek om julle te neem, om julle te haal, om julle te neem na waar ek is. Jy sien, hy het voorbereidings getref vir hierdie geleentheid. Hy bou vir ons 'n stad. Hy bou vir ons dit wat in die hart van die mens nie opgekom het en wat 'n mens in sy wilde drome nie kan bedink nie. 'n Bruid dagdroom oor haar groot dag. Sy beplan alles. Die vraag is, het ons hierdie verlange? Want daar is 'n bruidegom wat hierdie dinge vir ons voorberei. Die huwelik sal uiteindelik bevestig word. En ons het hiervan gelees in Openbaring hoofstuk 19, 5 toesprake. Soos by 'n huwelik, dan word die best man vorentoe genooi en daar word toesprake ingestel, heil dronke. Nou,
is daar mense wat sê, ons praat eerder van 'n seënwense, maar huil dronk is presies die woord seënwens. Huil, soos wat ons sê, huil die leser, seën die leser. Huil beteken seën. So huil dronk en 'n seënwens is presies dieselfde ding. Nou word daar seënwense uitgespreek en huil oor hulle huwelik. En uiteindelik as ons hier lees, is daar 'n groot stem van 'n groot menigte wat in die hemel gehoor word en die eerste toespraak lei as volg en dit is Halleluja! Die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En dan is daar 'n tweede toespraak, is 'n baie kort een. 'n tweede maal, halleluja, en haar rook gaan op tot in ewigheid. En dan die 24 ouderlinge, wat verantwoordelik was natuurlik verteenwoordigend van die bloedgewastes, wat baie gepraat het toe hulle op aarde was, die evangelie verkondig het, tydig en ontydig. Hulle het ook 'n toespraak, maar dis nog korter. Hulle sê net, amen, halleluja. En dan 'n vierde toespraak wat gelewer word, 'n stem met die troon wat uitgaan, wat sê, prys onse God, al sy diensknegte en julle wat hom vrees, klein en groot. En dan nog 'n vyfde een wat ook gehoor sal word, soos die geluid van baie waters, 'n geluid van 'n sterk donderslag wat sê, halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Jy sien, wat wonderlik is van hierdie geleentheid, die grootste dag in die hemel, is die bruilof, maar dit is ook die kroningsplegtigheid van Jesus, want hy die koningskap aanvaar. Ons weet dat die Here Jesus 3 ampte beklee. Hy is die profeet, hy is die priester en hy is die koning. Maar hierdie 3 ampte word nie tergelykertyd beklee nie, of in sy diens gestaan nie. Hy is tans vir ons die hoëpriester. Toe hy op aarde was hy die profeet wat gesê het, net wat die Vader hom gesê het om te sê. En nou is hy die hoëpriester wat vir ons intree voor die troon van God, as 'n voorspraak, die hoëpriester wat met ons medelee kan hê. Maar wanneer hy terugkom met sy wederkoms, dan kom hy as die koning van die konings. Hy is die nuut gekroonde koning. En dan uiteindelik sal hierdie geleentheid, hierdie huwelik gevier word. Vers 9, toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Let op, hier word nou 'n ander woord gebruik. Nou word hier gepraat van die bruilofsmaal. Soos wat daar 'n bruilofsplegtigheid is, so is daar ook 'n maaltyd wat berei word. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Daar sal 'n bruilofsmaal wees. Mense vra partykeer, gaan ons in die hemel kan eet? Wel, waarvoor is 'n maal dan? Ons gaan kan eet. Beteken nie ons gaan noodwendig honger word nie. Dink byvoorbeeld aan die Here Jesus, hy het vis gemaak en vis geëet saam met sy disippels, nadat hy alreeds verheerlik was. Daar gaan 'n bruilofsmaal wees. En die kokke van hierdie geleentheid is bo-menslik. Jy het nog nooit so iets geproe in jou lewe nie. Kos wat voorberei is, 'n bruilofsmaal wat daar gaan wees, 'n feesviering in die hemel. En sommige meen dat hierdie feesviering gaan uiteindelik oorloop tot in die 1000 jaar van vrede, met nog 1000 jaar van maal, van oorvloed, van seën van die Here, wat rus op die wat deel is van sy bruid, deel is van sy koninkryk. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. En hierdie bruilof het ook 'n fees daaraan gehad. 'n Feesmaal. Sommige meen dat hulle vir 7 dae lank fees gevier het. 'n Bruilofsmaal wat daar was. Jy sien, maar uiteindelik gaan dit nie oor die kos nie. Uiteindelik gaan dit nie oor die feesvieringe nie. Dit gaan oor die lam. Die lam wat
gesê het, hy gaan iets doen, dit kom doen het aan die kruis, en die vrug daarvan, uiteindelik, sigbaar word, by die bruilof van die lam. Die volëindiging van die saligheidsplan wat God gestel het vir 'n mensdom, om vir ewig met Christus verenig te wees. Dit, my broeders en susters, is die grootste dag wat in die hemel gaan aanbreek. Kyk, daar is groot geleenthede in die hemel. Daar is lofprysing in die hemel. Daar is serafs, daar is 4 lewende wesens wat van ewigheid tot ewigheid uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Daar is groot dinge wat in die hemel plaasvind. Maar hierdie sal die grootste dag in die hemel wees. Dit is die kulminasie, dit is die punt wat bereik word, die hoogtepunt van vreugde, van blydskap. Die bruid het haar gereed gemaak. Die bruilof van die lam het aangebreek. Matteus 25 vers 6. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom. Gaan hom uit tegemoet. Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven in answer rang. Methought the voice of angels